Spreuke 18 vers 9 sê, alreeds hy wat hom slap hou in sy werk, hy is 'n broer van 'n verwoester. Sweet is die bewys van moeite, toewyding en harde werk. Daar word dikwels gesê, net in die woordeboek kom sukses voor werk. Ware sukses vra inspanning, deursettingsvermoë en opoffering. In Lukas 22 vers 44 lees ons dat Jesus in Getsemane so intens gebid het dat sy sweet soos groot druppels bloed op die grond geval het. Waarom? Omdat hy bereid was om die volle prys vir ons te betaal. Hy het in ons geglo, hy het ons lief gehad. Hy was gewillig om die werk te voltooi wat die Vader hom gegee het. Jesus het die volle las van ons sondige menslikheid op hom geneem. Hy wat geen sonde geken het sonde vir ons geword, sodat ons deur hom met God versoen kon word. Ons sonde, skuld en skaamte het op sy skouers gerus. Vir die eerste keer het hy die pyn van skeiding van die Vader ervaar. Net ure tevore het hy gebid oor die volmaakte eenheid wat hy met die Vader gedeel het. En tog het hy later aan die kruis uitgeroep, my God, waarom het U my verlaat? Hy het sy doel en sy sweet uitgestort. Hy het die werk voltooi om 'n skuld te betaal wat hy nooit geskuld het nie, sodat ons die lewe kon ontvang wat ons nooit kon verdien het nie. Die vraag aan elkeen van ons is, waar belê jy jou sweet? Is jy besig met die werk van die Vader? Jesus het ons opdrag gegee om in die hele wêreld in te gaan en die evangelie aan die skepsel te verkondig. Die koninkryk van God word gebou deur mense wat bereid is om met liefde, toewyding en volharding te dien. Onthou, sweet gaan dikwels sukses vooraf. Wanneer ons getrou is in God se werk, bring hy die vrug op sy tyd. Here, baie dankie dat U my laste, my sonde en my oortredings op U skouers gedra het. Dankie dat U die werk van verlossing volkome voltooi het. Help my om my lewe met vreugde neer te lê vir die een wat sy lewe vir my neergelê het. Gee my 'n hart wat bereid is om hard te werk vir U koninkryk en U naam te verheerlik. In Jesus se naam bid ek. Amen.